Braai-kompetisie, hier kom ons. Ons pak padkos. Ek sal sorg vir gekookte eiers, wors, vrugte en peselgoedjies. Ilse maak die heerlikste toebroodjies met so 'n geheime resepvulseltjie. Gerookte worsies, klein tomaties en 'n paar flesse kookwater vir koffie en tee langs die pad. Man, net die padkos alleen sou jy nou graag met ons wou saamry. Ons is op pad Gobabis toe, al die pad van die Kaap af. Nou of jy nou in die strand of in die Parel bly, ons praat sommer maar altyd van die Kaap af. Die braai-kompetisietyd in Namibië is 'n wonderlike tyd en Kalahari Oos Boerevereniging het verlede jaar as wenners uit die stryd getree en hulle is dus hierdie jaar die gasheere. Andre en Ilse en ek en Louis is oud Gobabiete. Ons, dis nou ek en Louis, is ook oudlede van Kalahari Oos Boerevereniging en ek glo Andre was destyds baie van hulle se dokter. Louis is gevra om beoordelaar te wees en ek is spookbeoordelaar. Donderdagoggend vertrek ons uit die Parel om so ver as Mariental te ry die aand. Getrou aan Louis se aard, moet ons nog eers 'n paar pakkies langs die pad afgee. Die man sit voor en ons vrouens nou met ons breiwerkies agter. Hande en monde werk ewe hard en die opgewondenheid borrel uit. Anderkant van Reinsdorp maak ons nou 'n eetstop. En daar is ongevandaliseerde tafeltjies en stoeltjies. Net voor ons staan 'n rooi motortjie wat uit Vredenburg se wêreld kom. Terwyl hulle nou eet en gesels, vul 'n vrolike gospelliedjie die hele Namakwaland se atmosfeer. In so 'n mate dat Andre met 'n gourmet broodjie in die een hand en 'n worsie in die ander hand 'n paar koddige uitbundige passies sommer net daar in die teerpad uitvoer. Die volgende stop is die Springbok Kafee, die toeriste Mekka van Springbok. Ons is nou 3 skrywers en 1 drywer in die motor. Ek en Louis het saam met 'n leende kok beste boerebraaie in Namibië geskryf en Ilse het sopas haar boek Gobabis waar die olifante drink die lig laat sien. Dan het leende kok 'n paar van haar nuutste boeke, Barefoot Bush Doctor, ook saam met ons gestuur. Louis is 'n uitstekende bemarker en spoedig lê ons boeke op die rak tussen uitgeleese geselskap. Ons het heerlik gesels met die meneer daar wat sê, sy mond het nie 'n filter nie. Dis kon ek nie anders as om met Gert Sarrisam se ongefilterde boek Aspirasies kon praat, daar uitstap nie. Gaan stop volgende keer daar en koop vir jou 'n boek. Tussen Springbok en Steinkop word ons nou verspoed afgetrek. Gevaarlike ongeluksone, sê hulle. Verbeel ek my, of was daar nie 'n ander voertuig in sig nie? Soos ons die Namakwalanders ken, gee hierdie opregte boerling ons 'n vriendelike waarskuwing en wens ons 'n veilige reis toe. Nou grenspos toe. Eers die paspoorte laat stempel en dan na die polisielokaal toe vir nog 'n veiligheidsmaatreël. Hier kom die stempelvroutjie skielik ingewaai. Definitief Namakwaland se mense. Sy praat anders. Eers dink ons Andre het probleme want sy paspoort verval oor minder as 'n maand. Maar toe begin sy opgewonde praat en kyk reguit vir Louis. Meneer lyk vir my so bekend. Waar het ek vir meneer gesien? Louis rustig en kalm. Seker op die TV? Regtig meneer? Ek wou mos sê. Met 'n spoed is sy weer daaruit. Seker om vir die ander te gaan vertel. Toe het ons nou nog 'n TV-persoonlikheid ook in die motor. Aan die Namibiese kant is daar 'n Herero-man wat ons help, 'n ene meneer Pak. Sy oupa was 'n Duitser. Sy familie het in Ammenies gebly wat aan ons plaas gegrens het. Hy herken Louis dadelik en vra, nou waarheen gaan julle meneer Genis? Louis verduidelik van die groot braai-kompetisie op Gobabis. Toe sê hy, jong, jy skuld my mos nog 'n toom in 'n saal en ek wil 'n bil by jou kom koop. Louis lag en antwoord, nee jong, dis my broer Vonk. Hy is die pere en die bulle man. Met my paspoort gestempel draal ek so lank buite rond en wag vir die ander. Net toe kom meneer Pak weer verby en sê, vra tog vir Louis van my Merwe. Dis nou my man se neef. Hy moet vir my 'n lekker boks vleis saamstuur.
So ken die mense mekaar en is daar 'n gemoedelikheid hier reg uit die suide. Nou moet ons aanstoot want Marienthal lê nog wyd en die dag stap aan. So by 9 uur se kant die aand klok ons in by die River Lodge. Nou is die manne daarom lus vir ietsie sterker as wyn en bier, so ons vaar gou die dorp binne, so waar ons kom op 'n soort van 'n shebeen bar ergens in die middedorp, wat my laat dink aan 'n bar in 'n western movie. In 'n japtrap kom hulle daar uit met 'n halfjekkie brandewyn en whisky. Effe koud, maar ons sit buite met ons gesondheidsglasies, eet aandpadkos en gaan slaap met 'n lied in ons hart. Met die vars Namibiese lug in ons longe vertrek ons nou die Vrydagoggend. In Windhoek brunch ons nou behoorlik. Wanneer jy nou op pad is na so 'n braaigeleentheid, doen jy dinge weg van die gewone. Dis saam met ons spek en eiers geniet ons 'n glasie wyn. Ek nog as 'n rosé, heerlik. Ek en Louis met 'n vriend se Fortuner terugbring Kaap toe. Maar ons gaan maak nou eers 'n draai met hom op Gobabis. Hiervandaan ry ons en ons reisgenote nou apart. Die veld is mooi. Ons ry in stilte. En so nou en dan raak ek 'n bietjie weg. Dadelik skougronde toe waar alles gebeur. Met die instap is dit stop en staan soos ons groete gesels met ou bekendes. Almal verbaas om ons daar te sien. Die atmosfeer is tasbaar van afwagting. Hierdie ding is groot. Die tema, cowboys. Die braaispanne se stalletjies is opgeslaan en slaan my asem weg vir die oorspronklikheid waarmee daar vorendag gekom word. Tot so ver suid as Aruap het spanne deelgeneem. Julle wat Namibië ken, dis wyd. Ek het die volgende dag na alles verby was, sommer by hulle op die strooibale gaan sit en gesels en nuwe vriende gemaak. Die Vrydag aand kuier ons met vriende onder 'n massiewe tent, terwyl die braaispanne met vernuftigheid hulself bekendstel. So groet en lag en gesels en gee ons drukkies en dans 'n bietjie saam met die broers, tot heeltemal te laat. Ons kom ou nag in die bed by Goba Lodge. Dankie Kalahari ons het kort, maar heerlik geslaap. Die spanne en beoordelaars moet reeds 5:45 die Saterdagoggend aanmeld, om al hulle instruksies en bestanddele te kry. Teen daai tyd toe staan die boervrouens se bretchens en koffie en tee al gereed, uittalers sou my pa sê. Elke span moet nou die beste uithaal met kreatiwiteit en dalk lang vergete resepte gaan opdiep. Daar hang 'n feestelikheid in die lug. Ek is 'n undercover beoordelaar. Ek het oral ingeloop en gesels met 'n fyn oog, het ek gekyk sonder dat die spanne enigs iets vermoed. By die Leonard Wilstalletjie het ek selfs 'n knippie snuif saam met 'n skoot witblits weggeslaan. Toe is alles oop wat oop moet wees. As ons nou nog die vriende en kennisse gegroet het, toe is dit nou 'n gegroetery van die eerste water. My broer het altyd die gesegde, as iets vir hom baie lekker is, ek kan die heerlikheid nie uitspreek nie. So word daar gekook en gebraai en geure wat vermeng. Dit laat jou watertand deur al die braaistalletjies stap, gemmer en lemoen en melktert roomys, 'n sterk russie sous wat jou na 'n glas water laat gryp, 'n bessie sousie op die murgsag fillet, tong en niertjies in 'n pensie sag gekook. En so kan ek voortgaan. Alles op die oop vuur. Uiteindelik breek die prysuitdeling aan. Almal sit in afwagting. Ons Bolanders huier saam met 35 jaar lange vriende. Ons het die heerlikheid oor ons en ons kan dit nie uitspreek nie. En die wenner is Keiserstraat Boerevereniging. Toe jubel en juig dit. Die Campbells laat die laaste klanke dreun. En nou het ons 'n tweede asem. Later dans ons klom sommer heel agter in die tent dat die stof so staan. Kalahari Oos braai daardie aand vir ongeveer 2000 mense styk op die oop vuur. Ek gaan groet later die ou vriendinne wat kombuis opruim en skoonmaak. Hulle oë hang, die glimlag is flou, maar die harde werk vlytig. Uithaler. Die mense eet en drink en dans en kuier en net voordat Louis sy derde asem kry,
gaan drink ons vir oulaas koffie by ons jarelange vriende se huis. Toe ons die kop die kussing raak, was ons moe lywe dadelik in droomland. Veels geluk Kalahari Oos vir Puik organisasie, harde werk, en ek glo ten spyte van verskille en dalk koppe stamp, want onthou 'n klomp boere is almal base, het julle uitmuntende braai-kompetisie gereël en uitgevoer. Veels geluk elke kilometer om hierdie heugelike gebeurtenis saam met julle te kon vier, was deur en deur die moeite werd.